is Christus. Baie mense aanvaar die kruis, maar min aanvaar die kroon. Moenie dwaas leef nie. Maak seker jou lamp se olie is vol. Ek wil jou vandag aanmoedig as kind van God. Hy is een wat vir ons plek voorberei. Halleluja! Hy kom weer eendag terug. Welkom by Simfonie se podcast. Simfonie is 'n Suid-Afrikaanse kerk aan die Wesrand van Gauteng, waar ons groot liefde vir mekaar, vir God en vir ons gemeenskap het. In ooreenstemming met 2 Timoteus 3 vers 16, glo ons die Bybel is geïnspireer deur God en is bruikbaar vir lering en regstelling, sodat die kinders van God voorbereid sal wees om in die waarheid elke goeie werk uit te kan voer. Ons is opgewonde om hierdie kosbare, Heilige Gees geïnspireerde boodskap te deel en mag hierdie saad vrugbare grond vind. Ons vier vanaand, eintlik al die hele dag is dit nie so nie. Wat 'n kosbare herinnering en dag is dit nie in ons kalender nie, as kinders van die Here nie. Is dit nie so nie? Maar die hemelvaart het vir baie mense net so voetnootjie, so aan die onderkant. Vir baie mense is die hemelvaart maar net 'n inskrywing, so in ons kalender. Maar is veel meer as dit. Halleluja. Hemelvaart is 'n kragpunt. Hemelvaart is 'n openbaring van die volle majesteit van Christus Jesus. Ek weet nie van jou nie, maar hierdie koning van ons was verwerp gewees. Hy was gekruisig. Hy het gesterf en hy was begrawe, maar hy het opgestaan. Halleluja. Hy het opgestaan as die oorwinnende Here. Hy het opgestaan as die oorwinnende Here, maar hy het ook opgevaar as die verheerse Jesus. Halleluja! Hy is die koning van die konings. Wanneer ons as Pinksterkerk by mekaar kom, dan vier ons hemelvaart, want ons weet, dis die brug tussen die kruis en Pinkster. Ons weet, dit is die brug tussen Jesus se aardse bediening en tussen sy hemelse heerskappy. Daarom as Pinksterskerk, weet ek en jy, hemelvaart was nie 'n afskeid nie. Halleluja! Hemelvaart was 'n dag van bekragtiging, want Christus is verhoog. Halleluja! Nie net is Christus verhoog nie, maar sy gees is uitgestort 'n paar dae later. Hoeveel? 10 dae. En ons wag met opgewondenheid uit na Pinkster wat vir ons voorlê. Maar dit was ook 'n dag van bekragtiging, want die kerk en ek en jy as kinders van die Here was bekragtig en ons is gestuurdes van die Here. Wanneer ons so na hemelvaart kyk, soos die AGS se embleem, sê ons, hemelvaart is daar die kroon op die kruis. Halleluja! Hemelvaart is die kroon op die kruis, want dis die bevestiging van Christus Jesus se koningskap. Dis die bevestiging van sy heerskappy. Ja, die kruis was gratis. Dit was alles God se inisiatief. Dit was sy plan. Dit was sy seun wat gesterf het. Dit was Jesus wat as plaasvervanger vir jou gesterf het, as losprys. Die kruis was nog altyd God se inisiatief. Ek en jy het niks bygedra tot daardie dag nie. Ek en jy het niks bygedra tot ons verlossing nie. Dis alleenlik Jesus en daarom het ek en jy op hemelvaart en 'n dag soos hierdie niks om in te roem nie, behalwe in Jesus as die gekruisigde en as die opgestane Here. Ons het niks om in te roem nie, dis alles sy inisiatief. Die kruis is gratis. Maar wanneer ek en jy as Pinksterkerk hierdie uitspraak maak vanaand en sê die kroon, die hemelvaart is die kroon op die kruis, sê ek en jy as kinders van die Here, die kroon vra altyd meer. Die kroon vra ietsie. Die kroon vra oorgawe. Die kroon vra onderwerping aan sy heerskappy. Weet, hemelvaart was 'n teken van Jesus se koninklike heerskappy. Soos die woord ons lees, sê saam met my, hy heers oor alle dinge. Soos Efesiërs 1 vers 22 sê, en God het alles aan hom onderwerp. Halleluja! Jesus is die gekruisigde, maar hy is die koning van die konings, die Here van die Here, en hemelvaart bevestig dit vir jou en my vandag. Hemelvaart is daardie openbare,
troonbestuiging van Jesus. Is daar die openbare belydenis wat ek en jy maak en sê, ons dien nie maar net enigiemand nie. Hierdie is die koning van die konings. En daar die eeuoue vraag, selfs die Jesus met Petrus hulle bymekaar was, en vir hy hulle gevra het, wie sê die mense is ek? Kom ek en jy weer te staan met daardie keuse, wanneer ons by hemelvaart is, en ons vra, wie is Christus? Hy is die koning van die konings. Jy weet, maar die keerpunt en die kruispad is daar. Baie mense vandag aanvaar die kruis, maar min aanvaar die kroon. Baie mense aanvaar die kruis, maar min aanvaar die kroon. Die kruis, ja, bring vergifnis en dit bring genade, maar die kroon, dit vra ietsie van jou en my. Dit vra onderwerping aan hierdie koning van die konings. Ek kan nie meer dieselfde leef nie. Ek kan nie meer dieselfde wees nie. Daardie leë graf, daardie bestuiging na die hemel toe, die hemelvaart, die uitstorting van sy gees wat 'n belofte was vir jou en my. Ons kan nie meer dieselfde nie. Ons is onder sy heerskappy. Hemelvaart sê vandag vir ons as kerk. Hemelvaart sê vir ons as simfonie, ja, Jesus is die redder, maar hy is ook die koning. Halleluja. Maar Jesus wil as koning oor jou lewe regeer. Ja, die kruis het jou en my ingebring, dat ons deel kan word van hierdie geestelike familie. Maar die kroon bekragtig ons en hy stuur ons uit. Halleluja. Want dis wat Romeine 5:17 sê. Julle, dit is ons. Elkeen van ons wat vandag hier sit. Jy wat genade ontvang het. Jy wat vryspraak ontvang het. Ons sal lewe en saam met hom heerskappy voer. Halleluja. Ek wil jou vra, kind van God. Wanneer ons vandag hemelvaart vier, is jy besig om in jou gesin, in jou werk, in jou wêreld, in jou omgewing, in jou gemeenskap, in jou kerk, is jy besig om heerskappy te voer saam met Jesus? Is hy koning oor jou huwelik? Is hy koning oor jou huis? Is hy koning oor jou finansies? Is hy koning oor jou woorde? Is hy koning oor jou lewe? Want baie van ons aanvaar die kruis. Ja, Here, dankie vir vergifnis. Maar hy wil ook jou koning wees. En hierdie hemelvaart vra die Here jou en my hierdie belangrike vraag. Is 'n vraag wat almal van ons sal moet beantwoord. Sal ek en jy onder die heerskappy van koning Jesus leef? Sal ons in hierdie tyd onder sy heerskappy leef? Want so baie beleef ons kompromie in hierdie wêreld vandag. So baie beleef ons soveel grys areas. Maar moenie onkant gevang word nie, kind van God. Moenie dwaas leef nie. Maak seker jou lamp se olie is vol. Want hemelvaart het daardie belofte dat hy die koning is van die konings en hy gaan regeer en hy regeer oor elke mag en oor elke gesag. Maar hy is die koning van die konings, maar hy gaan eendag terugkom as die regter wat kom oordeel. Ek wil jou vandag aanmoedig as kind van God. Dis nie net genoeg nie om net te sê hy is my redder nie. Daar word meer verwag. Daar word meer gevra. En hemelvaart is daardie dag en hierdie oomblik waar ek en jy voor hierdie groot vraag vra, sal ons leef onder sy heerskappy. En daarom kan ons uitroep soos vanaand. Hy is nie net koning van die heelal nie. Nie net elke gesag en gemag is onder sy heerskappy nie. Hy is koning van my hart. En hy is koning van my lewe. Halleluja! Hy is koning van my hart en hy is koning van my lewe. So baie mense kyk na hemelvaart en dit is so belangrik vir jou en my dat ons moet, want ons moet onsself afvra, waar is Jesus nou? En wat doen hy nou? Waar is hy nou? Want so baie keer wanneer ons na hemelvaart kyk, moet ons besef die hartklop van hemelvaart was dit, dat Jesus se aardse bediening wel tot 'n einde gekom het en nou het hy 'n hemelse heerskappy, maar sy hemelse bediening is nie passief nie. Jesus se hemelse bediening is 'n aktiewe bediening in jou en my lewe. Waar is Jesus vandag en wat doen hy? Hy is ons middelaar en jy het vergeet om te sê halleluja. Halleluja. Okay, hy is ons voorspraak. Hy is die een wat gaan om vir ons 'n plek voor te berei en hy is die een wat ook eendag weer terugkom. Hy is koning oor hierdie liggaam en hy is koning oor hierdie kerk. Ek wil jou vanaand herinner dat hierdie Jesus volgens Efesiërs 1 vers 20 tot 23 aan die regterhand van die Vader sit. Vol gesag, vol mag.
is aan hom gegee en alles is aan hom onderwerp. Hierdie Jesus is in die hemel jou middelaar. Ja, dis wat Hebreërs 8 vers 6 ons leer. Hy is ons middelaar. Hy het die kloof wat daar is tussen God en ons, het Jesus oorbrug. Hy het met sonde afgereken en ons is met God versoen. Halleluja. Jesus is ons middelaar, want hy het ons versoen. Hy het gesterf as losprys in jou en my plek, sodat ek en jy met God versoen kan word. Hy is ons middelaar. Maar hy is nie net ons middelaar nie, hy is ook ons voorspraak. Hy pleit by die Vader oor jou. Jou naam is op sy lippe. Jou naam is op Jesus se lippe. Hy pleit vir jou by jou Vader. Hy herinner ons Vader wat in die hemel is, gereeld aan sy voltooide werk, van hoe die Vader na jou kyk. Hy kyk na jou deur die bril van Jesus se bloed. Jou Vader wat in die hemel is, kyk met oë van liefde en genade na jou, op grond van dit wat Jesus gedoen het. En Jesus pleit by jou Vader in hierdie aand en in hierdie dag. Vader, onthou die kruis. Onthou my voltooide werk. Onthou dat sonde afgereken is. Onthou dat ek hulle nuut gemaak het, Here. Onthou dat hulle nie meer vreemdelinge is nie, maar hulle is nou deel van u kinders. Hulle deel geword van hierdie huisgesin. Jesus pleit vir jou en my. O man, volgens Johannes 14. Ek wonder baie keer hoe die disippels op daardie oomblik moes voel, gemeente. Toe Jesus vir hulle die hele storie vertel dat hy sou sterf en hy sou weggaan. Ek dink dit sou 'n tragedie vir hulle gewees het. En dit was vir hulle. Maar hoor Jesus se woorde in Johannes 14, wanneer hy vir hulle sê, moenie laat julle harte ontsteld wees nie. Hy sê, glo in God, glo ook in my. Ek gaan hom vir julle 'n plek voor te berei. Hy sê, wie se Vader? Sy Vader. Sy huis het baie wonings. En hy gaan hom vir jou 'n plek voor te berei. En as jou plek gereed is, gaan hy eendag terugkom om jou te vat daar waar hy kan wees, waar hy is, sodat jy kan wees waar hy is. Halleluja. Nie net is hy jou middelaar in hierdie aand nie. Nie net is hy jou voorspraak nie. Nie net sit hy in die regterhand soos wat ons hom sien nie. Nie net sit hy daar nie. Maar hy is ook die een wat vir jou en my plek voorberei. Halleluja. Hy is een wat vir ons plek voorberei. Want weet jy wat, Christus se teenwoordigheid in die hemel is die waarborg vir jou en my, dat ons ook eendag daar gaan wees. Halleluja, halleluja. Dit is die waarborg wat ons het. Maar nadat Jesus kom, hy is nie net ons plek voorbereider nie, maar hy is ook die hoof van hierdie liggaam, van hierdie kerk. Hy stuur ons, hy lei ons, hy versterk ons, hy bou ons. Ons is sy liggaam, ons is sy kerk, en hy is die hoof van hierdie kerk. O, maar Jesus se hemelse bediening, is 'n bediening wat ook wag vir die dag van sy koms terug na ons toe. Onthou julle Handelinge 1, vers 9, en nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle. Wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle af opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Sê saam met my, hy kom eendag weer terug. Halleluja, halleluja, hy kom weer eendag terug. Is jy onder sy heerskappy? En het jy nog 'n verwagting vir sy koms? Want in daardie selfde asem wat ek sê, dit staan 'n verwagting nog vir sy koms, is jy voorberei van daardie aand kom soos 'n dief in die nag. In 'n oomblik. Ek wil jou vra, kind van die Here, is jy onder Jesus se heerskappy en leef jy met 'n verwagting vir sy koms? Want die hemelvaart, al sien ons uit na sy koms, beïnvloed hoe ek vandag leef. Dit beïnvloed of my beker vol is. Dit beïnvloed of my lampie vol olie is. Dit beïnvloed of ek my huis op sand of op die rots bou. Dit beïnvloed elke faset van my lewe.
En daarom, as kinders van die Here, rig ons oë op na die wederkoms. Natuurlik. Nie uit vrees nie. Ons het 'n sekerheid as kinders van die Here. Ons sien uit met 'n verwagting wanneer Jesus kom om ons finaal te kom verlos. Halleluja! Wanneer hy kom om ons finaal te kom verlos. Het jy nog daardie verwagting? Mag ek en jy sy koms verwag. Kom, Jesus kom. Die hemelvaart, so besonder, want dit bevestig Jesus se koningskap en sy heerskappy. Dit herinner ons aan sy hemelse bediening, dat dit aktief is, dat Jesus besig is as middelaar, as voorspraak, as een wat besig is om vir jou en my plek voor te berei. Hy's besig om 'n plek voor te berei, want as dit reg is, gaan hy kom om ons te kom maal. Hierdie Jesus van ons sit in die regterhand van die Vader, waar hy heers en regeer. Maar nie net doen hy dit nie. Halleluja! Daar was belofte gewees in Johannes 16 vers 7, waar Jesus gesê, dit is vir julle voordelig. Sê gou vir die ander ouetjie, dis voordelig. Okay, dis voordelig. Jesus sê dis voordelig dat ek weggaan. Want daardie belofte in Johannes 16 vers 7 leer ons, dat as Jesus nie weggegaan het nie, sou ons nooit die Heilige Gees ontvang het nie. Halleluja! En wanneer ons so as hemelvaart by mekaar kom, sê ek is onder u heerskappy. Sê ons, Here, ek sien uit na die dag wanneer u weer kom. Maar ek sê hierdie belangrike woorde. Ek sê, Heilige Gees, ek kan nie sonder u nie. Kom vul my, kom bekragtig my. Heilige Gees, ons het u nodig. Weet jy wat, wanneer ons sê, die hemelvaart herinner ons dat die Heilige Gees gekom het, sê ons hierdie belangrike ding, ons is nie as weeskinders agtergelaat nie. Halleluja! Ek sê vanmôre nou hierdie interessante dingetjie vanaand in die bidkamer. Ek lees, so 2 weke terug, lees ek oor hierdie tyd tussen hemelvaart en Pinkster, dat die Sondag wat ons nou beleef, noem hulle Wees-Sondag. Want in daardie tyd het die disippels gewag. Hulle was agtergelaat. Hulle was wees. Maar hoor, wat was Jesus se belofte? Ek laat julle nie soos weeskinders agter nie. Ek kom weer eendag terug. Ek wil vir jou sê, jy's nie agtergelaat as 'n weeskind nie. Jy is 'n draer van God se krag. Halleluja! Jy's 'n draer van sy heerskappy en jy's 'n draer van sy heerlikheid. Jy is met krag gevul. Jesus het opgegaan sodat ons die Heilige Gees kan ontvang. Die hemelvaart was die katalisator wat Pinkster moontlik gemaak het. Halleluja! En ons het ontvang die Heilige Gees. Ons het ontvang die Heilige Gees. En wie is die Heilige Gees? Die Heilige Gees is God se teenwoordigheid wat ons vul. Halleluja! Is jy vol van die Gees, kind van God? Is jy vol van die Heilige Gees, kind van God? Laat jy toe dat daar die lewende waters uit jou binneste uitborrel. Honger en dors jy na die vervulling van sy teenwoordigheid in jou lewe? Want hemelvaart sê die Heilige Gees wil jou kom volmaak. Hemelvaart herinner ons dat dit is sy teenwoordigheid wat ons vul. Hemelvaart sê vir ons dat die Heilige Gees gekom het, want hy is die salwing wat elke juk oor jou lewe breek. Halleluja! Hy is die salwing van God wat jou en my toerus vir die werk waartoe God ons geroep het. Voel jy vanaand gebroke, hartseer? Voel jy oorweldig, bang, onseker? Hy is die een wat vertroos en wat versterk. Hy is die een wat my dra. Dis wie die Heilige Gees is. Hy word genoem die trooster. Voel jy verward, onseker oor jou toekoms? Weet jy nie wat om te besluit nie? Hy is die een wat ons lei in alle waarheid. Hy is die krag wat dit vir jou en my moontlik maak om 'n lewe te leef wat vir God aanneemlik is. Die Heilige Gees is daardie krag wat heilig maak en moontlik maak in jou en my lewe. Die Heilige Gees is die waarborg van Christus se teenwoordigheid in ons lewe. Halleluja! Hemelvaart. En daarom kan ek nie dieselfde bly nie. Moenie. Ek kan nie dieselfde bly nie. Ek kan nie. Ek kan nie. Daar waar ons vroeër gesê het, dat baie mense sê, hemelvaart is 'n afskeid gewees van Jesus. Nee, maar ons sê, dis 'n bekragtiging. Sê ons, wanneer die Heilige Gees uitgestort was as die belofte, dan sê ons, dis nie afwesigheid nie, maar 'n teenwoordigheid in ons lewe. Halleluja! Hy is altyd met ons. Sê vir iemand langs jou, die Heilige Gees
is altyd met jou. Die Heilige Gees kom juis omdat Jesus opgevaar het. So ek wil jou vanaand herinner, kind van God. Jy is nie 'n weeskind nie. Jy is nie alleen nie. Jy is nie sonder krag nie. Jy is nie verlate nie. Jy is 'n draer van God se krag. Halleluja. Jy is 'n draer van God se krag. Nie net op Sondag nie. Elke dag. Nie net op Sondag nie. Nie net wanneer ek en jy krisisse beleef nie. Nie net wanneer dit donker raak nie. Elke oomblik van die dag leef ons in afhanklikheid. En dis wat Hemelvaart vanaand 'n werklikheid in jou en my lewe kom maak. Ek glo dit met my hele hart. Dat ons as God se kinders, ons as God se kinders is bekragtig deur sy Gees. So daardie dag toe Jesus vir die disippels vertel het wat gaan gebeur, was dit dalk vir hulle 'n tragiese storie. Vir baie mense is dit 'n mooi storie. Hy het opgevaar. Maar Hemelvaart is meer as dit. Dis nie net iets dat Jesus weggevlieg het nie. Hemelvaart is 'n verklaring van 'n paar belangrike beginsels in jou en my lewe. Hemelvaart is 'n beginsel en 'n verklaring dat hy is koning. En hy wil sy koningskap uitvoer oor jou en my lewe. Hemelvaart is 'n verklaring van sy hemelse bediening. God het nog nooit ophou werk nie. Halleluja! Is jy nie dankbaar daaroor nie? Jy is nie oorgelaat aan jou eie lot nie. Jesus het die hemelse bediening en hy sit dit voort hier op aarde deur sy Heilige Gees. Halleluja! Maar die hemelvaart is ook daardie verklaring. Ons het die bron van krag ontvang. En hy is Heilige Gees. Daarom maak hemelvaart saak. Daarom is ons hier vanaand om hierdie belangrike dag te vier. Daarom is ons hier om 'n herinnering te roep dat hy het nie net begrawe nie, hy het nie net opgestaan nie, maar hy het opgevaar en hy sit aan die regterhand van sy Vader. Daarom maak hemelvaart saak van 'n bepaalde hoe ek leef vandag. Daarom maak hemelvaart saak. Ek en jy as kinders van die Here gaan ons by hierdie punt baie keer vind in die tydlyn waarin ons self beleef. Hemelvaart vandag en as ons vorentoe kyk, ergens op daardie tydlyn gaan Jesus se wederkoms weer wees. Halleluja. En ons vind onsself nou in die tussenin periode as kerk. Dis waar ons is in die tussenin periode. Jy kan maar vandag leef met jou kop in die wolke. Maar Jesus het ons geroep om te leef met ons voete op die aarde. Halleluja. Daarom wil ek vanaand 'n paar uitsprake oor jou lewe maak. Kind van die Here. Daarom wil ek vanaand oor jou uitroep. Jy is onder die heerskappy van die koning van die konings. Ek wil vanaand oor jou lewe uitroep. Jy is op pad. Jy is op pad. Jy is op pad hemel toe. Halleluja. Jy is op pad hemel toe want hy het vir jou plek voorberei. Ek wil vanaand oor jou lewe verklaar, jy is gevul met die krag van die Heilige Gees. Ek wil vandag oor jou lewe proklameer dat jy is nie net onder sy heerskappy en krag nie. Jy is nie net op pad nie. Jy is nie net gevul nie, maar jy is ook 'n gestuurde van die Here. Halleluja. Jy is ook 'n gestuurde. En mag ek en jy in die volheid van hierdie waarheid mag ons leef. Mag ons leef in die volheid van hierdie waarheid dat hy is koning van ons harte en koning van ons lewe. Wat sy bediening deur die Heilige Gees in ons, deur ons in hierdie wêreld uitleef. Mag ek en jy vandag besef, mag ek en jy verstaan dat die Heilige Gees is gestuur vir 'n tyd soos hierdie, dat ons as kerk waarlik lig sal wees vir 'n wêreld wat soveel soekend is. Maar ek wil vanaand by jou kom stil staan, kind van die Here. Elkeen van julle wat vanaand hier sit. Ek moet vir jou vra, is jy onder Jesus se koningskap vanaand? Ek moet jou vanaand vra, is jy seker dat wanneer hy eendag weer gaan terugkom, dat jou naam geskryf is in die boek van die lewe?
Ek moet jou vanaand vra. Is jou lampie vol olie? Is ons geloof maar net iets wat ons sê, maar nie iets wat ons glo nie? Is jy vanaand dalk hierso en jy's leeg? En die Here wil jou vanaand kom vul en jou herinner dat Hemelvaart was daardie dag wat plaasgevind het toe Jesus opgevaar het en gesê dit is beter dat hy gaan want iemand anders te gaan kom. En hy word genoem Heilige Gees. Is jy oorgegee aan die Heilige Gees se werk in jou lewe? Ek wil jou vanaand vra, as jy gehoorsaam aan sy roeping, aan die stuur in jou lewe? Is ons as kerk besig om te leef met ons kop in die wolke? Ons wag so vir die dag wat hy kom, maar ons is nie besig om te doen wat hy wil hê ons moet doen nie. Ek wil jou vanaand vra, kind van die Here. Mag Hemelvaart en hierdie dag wat ons vier, 'n dag van herdenking wees. Maar 'n dag wat jou ook oproep tot soveel meer. Halleluja. Halleluja en amen. Mag hierdie kosbare woord van pastoor Jacques jou help om 'n helder lig vir Jesus in die wêreld te wees. En mag die Heilige Gees jou herinner aan sy woord, sodat jy voorberei sal wees vir elke goeie werk.